Goeiemôre aan almal. Joe. Goed, daar is julle nou wakker. Ek dink so. Ek is op hierdie stadium die voorsteur van die ring van Kreersdorp, wat beteken al die gemeentes, sit jy een keer 'n jaar ringsitting en ek is nou die voorsteur van die ring. En gewoonlik die ringsvoorsteur het 'n klomp take, maar een daarvan is dat 'n mens klagtes moet aanhoor van kerkraadslede en veral dominees. So ek het 'n e-mail gekry wat my aankla by myself omdat ek gister vir die blou bulle geskree het. So ek is jammer daaroor. Dit sal ondersoek word en ek sal bulle, julle was regtig, ek het regtig gedog, okay, ek gaan julle nou goed doen en julle, maar julle het erger gelyk as die leeu's, regtig. Sorry. Geluk aan Leinster, maar belangriker is dit, geluk vir die Proteas. Dit was nou wraggies grand. Ek dink die ouens wat sê met 50 cricket is boring, het regtig waar nie die afgelope 4 dae gekyk het. Dit was alles behalwe boring. Het julle gekyk? Het julle veral gister gekyk? Ek weet nie wie gaan ons uitsonder of dit Bavuma gaan wees, of dit Markram gaan wees, of dit ek dink dat die ouens het ongelooflik gedoen. Well done. Ons is weer 'n keer wêreldkampioene. Dink is die eerste keer in ek weet nie hoeveel jaar nie dat 'n land rugby en cricket wêreldkampioen is. Wie wil Amerika toe gaan? Wie wil Australië en Nieu-Seeland toe gaan? Nie ons nie. Goed. Net een of twee afkondigings. Ons het plantjies by Willie Tron gekry. Willie is nie volgende hierson nie, ek sien hom nie. Maar ons het 'n klomp plantjies gekry wat hy kweek daar op die plot. En dan kan ons dit verkoop vir onsself. Daar's plantjies daar agter. Hy het 'n hele klomp wat hy nog besig is om te kweek. Julle kan gaan kyk, dis allerhande vetplante. Party van hulle het interessante name. Hierdie onderste enetjie aan die regterkant is een wat van die Weskus af ingevoer is. Hy aard baie goed by ons. Die ander noem mens kralietjies. Hy hang so af. En die ander noem hulle dolfyntjies. Daar's allerhande snaakse inheemse name vir hulle, gaan loer bietjie daar agter. Dink die voorste is hierdie klein wat amper lyk soos 'n olifantspoot. Ek dink hulle noem hom iets anders as 'n olifantspoot. Is R30 en dan's daar wat R100 is en die agterste groot is R200. Mag gaan maak 'n draai daarso. As jy nie vandag geld het nie, jy mag nie jou kollekte gebruik nie, so laat ek dit nou sê. Ek moes net eers kollekte laat opneem het. Jy mag nie jou kollekte gebruik nie, maar ons sal jou vergun om net jou naam op te skryf en te sê jy sal volgende week betaal. Ons is rustig daarmee. Ons is die kerk, ons trust mense, maklik. Jy is welkom om te gaan kyk daar agter. Dis regtig baie mooi en gesonde plantjies. En dan onthou asseblief van Magda Lou die 6de Augustus. As julle nog nie bespreek het nie, skakel vir Annelie dat sy met julle dat julle reëling met haar tref asseblief. Dit is donderdag aand die 6de Augustus. R150 per persoon. Daar's nog 'n paar plekke by 'n paar tafels beskikbaar, so julle is so welkom. Die band is so 'n bietjie af vir die naweek. Hulle is almal bedrywig met Vadersdag en lang naweek en alske goed. So ons gaan net rustig na 'n song luister nou in die begin en dan gaan ons aan die einde gaan Marisa vir ons 'n song doen waarmee ons kan saam sing. Maar kom ons raak stil en Here, dis U genade alleen dat ons vandag hier kan wees. In U groot liefde en U omgee, druk U ons aan die bors vas en sê vir ons, ek is vir jou lief. Ek is vir jou lief soos 'n pa sy kinders lief het. Dankie Here dat U ons Vader is. Dat U ons so lief het dat U selfs U seun gegee het sodat ons kan lewe. Dat U U Gees kom gee het om binne ons te lewe en deur ons te leef. Mag U genade altyd by ons nuwe vergesigte oopsluit, nuwe horisonne oopmaak. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding toe. Amen. Voor ek die seën groet doen, wil ek vra dat al die paas en mans sal opstaan. Ek het nie van julle vergeet nie, ek het spesiaal aan julle gedink, so ek wil voor al die paas, al die mans, daar's 'n paar paas wat die eerste, is daar 'n paas wat die eerste keer pa is vandag? Eerste keer Vadersdag doen. Goed.
Kom ons, ek wil die seën uitspreek oor julle. En ek gaan aan die einde dit weer 'n keer oor julle en die dames ook doen. Maar manne, julle is ongelooflik spesiaal. Julle sal nie weet wat se verskil julle maak in hierdie wêreld nie. Ek het hier in die week by iemand gehoor, hy is so opgewonde. Ons werk nie dieselfde as met Moedersdag nie. Ons Vadersdag werk so 'n bietjie anderster. Hy is so opgewonde, hy het by ek dink Edgars of iewerster so 'n pakket gekoop, Vadersdag pakket met 'n das en 2 paar kouse en 2 onderbroeke en 2 slaapbroeke. En hy is so opgewonde, hy sê hy kan nou 2 jaar lank sy pa en sy skoonpa diens met Vadersdag en verjaarsdae. Ons bemarking werk nie altyd goed nie, ek weet dit. Maar julle is incredible spesiaal. Dankie dat julle en ek 'n verskil kan maak in kinders en mense se lewens. Mag ons regtig waar die Here se seën ervaar in hierdie proses van ons. Mag die Here by julle wees, en mag hy julle styf vashou, en mag julle vandag sy stem hoor, en mag julle voorlopers wees in geloof. Dames, mag julle hulle ondersteun, en mag julle vir hulle bid. Mag julle hulle dra deur tye waar hulle wankelrig is. Mag die Here by ons elkeen wees. Amen. Daar's nou geleentheid vir offergawes en dan gaan ons sommer rustig na 'n song luister.
Here, praat asseblief vandag met ons. Versterk ons geloof, sodat ons 'n verskil kan gemaak daar buitekant waar dit so nodig is. Ons spits ons ore om u woord te hoor. Amen. Wie van julle onthou nog die gemeenskaplike swembaddens wat ons gehad het? Ons het nie elke ou het nie sy eie swembadjie gehad toe ek jonk was nie. Daar was 'n munisipale swembad en daar het al wat 'n seentjie en dogtertjie is gaan swem. Onthou julle dit nog? Hier in Krugersdorp Wes daar een wat hulle oopgemaak het en weer toegemaak het en oopgemaak het en weer toegemaak het. Ek het 'n vereniging groot geword, daar was 2 gewees. Daar was een by Checkers en daar was een in Duncanville. Checkers was 'n nice ene en daar het ek geleer om te swem. My ma het gesit en dan kyk sy en sien ek sê dat ek hier spartel, nooit swemlesse gehad nie, maar ek het agterkom daar sekere aksie wat 'n mens kan doen om bo die water te bly en dan so 'n bietjie en dan gaan jy mos nou al hoe dieper en dieper. Maar daar's eintlik hierdie ander swembad, die een in Duncanville wat eintlik die moeilike groot swembad was. Hy was 'n Olimpiese standaard dink ek sê hulle. Maar hy het ook 'n duikplank gehad. En in hierdie groot swembad daarin toe my ma my nooit gevat nie. Daai duikplank, sy was bevrees, hierdie waaghals gaan dit daar waag en sy kan nie swem nie. Sy kon nie swem nie en sy het tot haar dood nie kon swem nie. Sy het ook nie 'n swemkostuum gehad nie. Baie preetse mamma wat ek gehad het. Maar in geval. So eendag toe loop ek weg, ry ek weg met die fiets saam met my maatjies. Ek dink dit was standaard 2, standaard 3, wat is dit graad 4, graad 5, Duncanville toe. Ons kom daaraan en party van hulle is bietjie ouer as ek, maar hulle oortuig my toe om by hierdie duikplank af te duik. Ek weet nie hoe, vir my dit gevoel is 50 meter hoog, maar dit is seker nie so hoog nie. Maar dit is 'n 5 meter en 'n 10 meter dink ek gewees. Maar dis hoog. 5 meter is tot so by die dak omtrent, 10 meter is nou so 'n bietjie hoër, dubbel die hoogte. So ek besluit maar hulle spring daar af so. Ek gaan ook en ek gaan klim op daar bo te bo en ek so afkyk en sê ek, "Joh, dis diep, dis ver en diep en die swemmetjie word al hoe kleiner en kleiner hoe hoër en hoër jy gaan." Ek dink net maar ek het nou gesê ek gaan dit doen, so laat ek dit doen en ek het so vorentoe gehardloop en alles stadiger gehardloop op die duikplank en toe ek daar voorkom, dis nou net so en ek sien maar dis baie ver. Klim ek af tot by die 5 meter en ek hardloop en hom kan ek doen en ek doen hom toe. En toe cheer hulle my aan en sê maar, okay, nou is dit 10 meter of die hoër ek weet nie wat dit was nie. En ek is op en ek is toe maar ons moet allerlei goeders wat in jou maag te kere gaan en sê nou hierdie ding moet doen. En ek hardloop en ek kom daar by die punt en ek staan stil en ek spring. En wat 'n feeling. Dis geloof, ouens. Geloof is om te weet, hierdie ding is vrek hoog. But you have to take the jump. Anders is dit kennis, maar dis al. So, ons praat oor Jakobus, dis die boek wat ons hanteer nou, en ons gaan 5 weke stilstaan by Jakobus. Vandag is die tweede keer. Geloof het aksie nodig, anders is dit nie geloof nie. Anders is dit 'n konsep wat in jou brein is, wat nie by jou dade uitkom nie. Nou moet ek onmiddellik dit sê, dit klink asof Jakobus anderster praat as wat Paulus praat. Paulus sê, ons word gered deur ons geloof, nie deur ons dade nie. Jakobus sê, ons word gered deur ons dade, maar nie deur ons geloof nie. So dit klink of hulle teenoor, maar dit sê eintlik sê Jakobus alles wat Paulus sê en Paulus alles wat Jakobus sê. Geloof wat nie sigbaar is nie, dis nie geloof nie. Dis akademiese konsepte wat ons dan het. Dis om te sê ek is lief vir my vrou, maar nooit vir haar blomme te vat nie. Dis nou laat ek iets anders te sê. Is om goeders te sê wat ek nie eintlik doen nie. Geloof het alles te maak met dade. Nou verstaan ek dis 'n baie churchy ding, is 'n baie churchy onderwerp. As ons nou hieroor praat, dan sê ons okay, geloof is nou vir jou sal vra wat is geloof? As jy ons sê dit elke Sondag in die kerk op ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en Jesus Christus se enige en ons sê so rympie af en sê maar ek glo in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees en die kerk en vergifnis van sondes en die ewige lewe en maar dis nie geloof daai nie. Daai is ons
inhoud van ons geloof, dis waarin ons glo, dis die content, maar dis nog nie geloof nie. So, het iemand al gehoor van die woord Heidelbergse katekismus? Steek op jou hand, jy is waarskynlik ouer as 40 jaar, waarskynlik nader aan 80 jaar toe. Die Heidelbergse katekismus help ons nogal daarmee, die ouens wat nie dit weet nie, die kerk, gereformeerde kerk gesê, daar's 3 geskrifte, wat ons dink die Bybel die beste opsom. Een van hulle is die Nederlandse geloofsbelijdenis, ander een is die Dordtse leerreëls, en hulle almal ontstaan hierso in die 15de eeu, en die ander is die Heidelbergse katekismus. Die Heidelbergse katekismus is 'n vraag, en dan gee hy vir jou antwoord. 'n Vraag, en dan gee hy vir jou antwoord. Hy sê, dis wat ons glo oor Jesus, en oor God, die Vader, en oor die skepping, en oor geloof sê hy, geloof is 2 goeders. Dis kennis en vertroue. Terug by die swembad. Dis om te sê, ek glo dat dit ver hier af is, maar ek sal in die water val, maar dis die kennis. Vertroue is om te spring. So, slaap Tamsin, is hy wakker? Tamsin, kom gou na hom Gerard toe, asseblief. Kom staan gou voor my, ek het vir jou 'n verrassing. Simonai, sy is groot, sy kan self hier kom. Sy was in die hospitaal gewees, en sy is dan gelukkig nie meer in die hospitaal nie, nee. Jippie, kom staan hier by my. Goed. Voel jy beter? Gesonder? Ek is baie bly. Goed. Oom Gerard wil vir jou 'n persentjie gee. In een van my hande is die persentjie. Glo jy daar's 'n persentjie? Dink jy as reg iets in? Is jy seker? Het oom Gerard al vir jou gejok? Nog nooit nie, nee. OK, kom ek maak dit makliker. In hierdie hand is daar 'n persentjie, glo jy dit? Regtig? Wil jy dit hê? Moet ek dit oopmaak? Daar is vir jou R50. Wag 'n bietjie, voor jy dit vat. Voor jy dit vat. Dis joune. Ek het vir jou Jannies gaan koop. Wat is in oom Gerard se hand? Dink jy as regtig geld? Glo jy my nou dat daar geld is? Wil jy dit hê? Moet ek dit oopmaak? Dankie my skuilbol, jy kan gaan sit. Is dit nou 2 goedes wat hier gebeur het? Die eerste keer, toe sy hoor, ek het 'n persentjie in my hand vir haar, julle kon nie so duidelik ek sien nie, maar was daar so, ek dink ek kan jou trust, jy het my nou al nog nooit vir my gejok nie, oom Gerard, so dalk kan ek jou trust, maar ek kan maak op jou hand, ek sien. Die tweede keer was baie makliker. Sy het geweet daar is R50 in, sy het geweet daar is geld in, en sy het mag gesê, gaan doen. Ek is nie een van die kulkunsnaar wat die geld iewers kon wegsteek en al die goeders doen nie. So, dit werk met God dieselfde, hè? Daai eerste keer dat ons die stap moet neem om te hoor dat God vir ons sal lief wees en sal goed wees en sal gee, dis wel half moeilik, nee. Maar ouens, ons is mos al 'n paar jaar in die bedryf van Christendom. Ons weet mos nou al teen hierdie tyd, God voorsien elke keer. Daar's 'n R50 aan sy hand. Dit lyk nie altyd vir ons so nie. Die hand is toe, maar iewers moet ons dit vat. En dis presies waaroor geloof gaan. Dis so maklik om oor te praat, maar dit is soveel moeiliker om dit te doen. So toe maak God dit vir ons bietjie makliker, en ek het so, kom ek eers lees die teksvers, dan gaan ek vir julle wys wat Jesus vir ons, God vir ons help. In Jakobus staan dan, as geloof nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer, nie halwe geloof nie, dood. Bietjie vroeër skryf die skrywer van die Hebreërs, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat in die toehand is.
wat ons nie kan sien nie. So, God sê toe vir ons, ek is die brood van die lewe, sodat elkeen wat lief is vir brood en 'n bakker is, kan weet, God is vir jou lief, en jy kan verstaan. En hy sê vir ons, ek is die skepper van die heelal, om vir al die argitekte en al die kunstenaars te sê, nou kan julle my ken, dis maklik. Hy sê, ek is die lig van die wêreld vir al die electricians, sodat julle kan verstaan. Hy sê, ek is die lewe vir al die bioloë onder ons wat weet, okay, dis wat God wil sê. Ek is die deur van die lewe vir al die skrynwerkers. Ek is die leermeester, sê hy, vir al die onderwysers. Ek is die hoeksteen en die fondament vir al die bouers en kontrakteurs. Ek is die wingerdstok vir al die ouens wat wyn maak en wyn drink. Ek is die rots vir al die argeoloë en die geoloë. Ek is die voorspraak vir al die regters en prokureurs en advokate. Ek is die lelie van die velde vir al die tuinboukundiges. En nou is dit mal is om te boer. Mal daaroor is om te boer. Ek dink amper nie reg nie. Ek is die môre ster vir al die astronome, vir al die sterrekykers. Ek is die eersgeborene vir al die pediaters. Ek is die water van die lewe vir al wat hou van swem en vir al die plammers. Ek is die wat jy nou ek is die weg aan wat kaarte teken en iewers op pad is. Ek is die wind vir al die meteoroloë, die weerkundiges. Ek is die alfa en die omega vir al die wetenskaplikes. Ek is die eersgeborene. Ek is die raadsman vir al die beraders en sielkundiges en psigoanaliste. Ek is die wysheid vir al die filosowe. Ek is die lam vir al die veeartse en die boere. Ek is die ruiter op die wit perd, want jockeys het ook nodig om te hoor dat God vir hulle lief is. Ek is die skuilplek vir almal wat gisterand op straat geslaap het en homeless is. Ek is die waarheid vir die politici. Ek is die vader vir ons wat 'n pa nodig het. God wil vir ons sê, geloof is om daai goed, en dit is maar 'n paar van die titels van God, of prentjies waarmee hy homself probeer uitdruk. Of ons sê maar, elkeen van ons kan iets snap daarvan, iets verstaan van wie hy is. Dis nie so moeilik nie. Maar geloof moet in aksie kom, moet in beweging kom, anders help dit niks nie, anders bly daai R50 in my hand. Anders bly die blessings in God se hand, in plaas van om dit te share en ons dit uit te deel vir die wêreld. So daar's 3 soorte geloof wat Jakobus oor praat in hierdie tweede hoofstuk, en ek wil dit met julle deel. Die eerste ene wil ek sommer noem, hy sê geloof wat gebaseer is in vertroue, maar nie tot dade oorgaan nie, is dood. Kom ek lees dit vir julle. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sien nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sien nou een van julle sou vir hom sê, mag dit met jou goed gaan trek jou warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het nie om van te lewe nie. Wat help dit? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. In die week op Facebook was daar 'n groot debat wat posgevat het op my Facebook, in elk geval dalk op julle se nie, maar dit het gegaan oor 'n foto wat iemand ingestuur het, op Facebook gepost het, van mense wat op straat bly. Ek kon nie die setting sien of dit Kreersdorp is of ander dorpe is, maak nie saak nie. Maar dis hierdie koue wintersdag, en dan lê hulle op kartondose
bo in koerantpapier bo op hulle. En die skryf daarmee saam was, mag die Here, ons bid dat die Here hulle sal warm maak vanaand. Hoe op dese aarde maak God mense warm wat op straat slaap? Klim hy daar bo die hemel uit en kom maak hulle toe met 'n konversie? Is my en jou se job daai. Dis nice om te sê, ons bid vir hulle, gaan word warm, maar ons gee nie vir hulle nie, dan help so geloof niks, ouens. Trouwens, dis so erg dat Jakobus skryf, dis dood. Dis non-existent. En natuurlik toe klim 'n volgende een op die bandwagon. Ja, maar die kerke staan leeg hierdie week. Hulle sale is leeg. Mense kan daar gaan slaap. Yes, nou is die kerk se skuld. Toe skryf iemand anders, mevrou, baie dankie dat jy die kerk so blameer. Wat van jou spaarkamer? Of jou buitekamer? En dit klink reg, maar nou blameer ons die arme vrou wat die eerste en die en het die mense warmer geword? Ons het almal geblameer, jou skuld, maar eventueel is dit dooie geloof wat daai mense op die straat laat koud word. Ouens, ons het geleenthede wat skrik vir niks nie, om ons geloof in aksie te laat oorgaan nie. Jy kan iewers R50 uithaal en vir iemand gaan bless daar buitekant. Jy hoef dit van niemand te sê nie. Maar daai R50 maak ook 'n reuse verskil in ander se lewens. Soos daar 'n ander post op Facebook. Ek was baie op Facebook, Annelie is weg vriend naweek so. Ek het baie Facebook rondgekram. Is daar 'n post van iemand wat op straat iemand mee gesels, 'n boemelaar, ou wat op straat is. En hy sê vir hom, hoorie so, ekskuus jong, ek het R6, maar ek het R10 nodig vir 'n brood. Dit is nie vir my R4 nie. En die boemelaar haal so waar R4 uit en gee vir die ou wat nie so behoeftig lyk nie, R4 om vir hom 'n brood te gaan koop. En die ou sê vir hom, wag, ek het net 'n grap gemaak. Ek wil jou eintlik bless nou half, ek weet nie, R500 uit en gee vir hom. Is dit nie ons job eerder nie? Om net vir mense die lewe so bietjie ligter te maak, dan is geloof sigbaar. Anderster is dit dood. OK, ek hoop julle almal van lekker skuldig. Nommer 2. Behalwe dat mense dooie geloof, kry jy ook 'n verwronge, ek het dit maar distorted genoem om dit in die D in te druk, net om 'n breinknoop te maak vir jou, maar ons kan ook verwronge geloof. Hoor wat skryf hy. Iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die ander die dade. So ek het geloof en ek het dade. Goed, wys dan vir my die geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. En dan is die volgende vers, een wat jou tussen die oë slaan. Die bose geeste glo ook. En hulle sidder van angs. Ek is baie lief vir die NG Kerk, ouens. Regtig, ek dink as gemeente, as Suiderlig, doen ons regtig waar 'n groot klomp werk en ons geloof kry hande en voete. Maar een ding waaroor ek baie bekommerd is ons, kom ons moet ons kategese, dit gaan meer as oor net oor kategese, dit gaan ook oor belydenis van geloof, aflegging eventually. Maar ek is so bang ons neem die kinders deur die proses van leer, sondagskoolwerk, feite, dat hulle uiteindelik op die verhoog kom en belydenis van geloof aflê. En verstaan my reg, moenie dink die AGS kerk en die volle evangelie kerk en ander wat nie belydenis van geloof doen nie, maar eerder die doop doen, sê dit anders nie, vir hulle is dit dieselfde, maar hulle gaan deur die meuletjie van die kerk
staan eventually by belydenis van geloofaflegging, sê ja, ons glo. En stop daar. Dis alles hierso. Wat kan ek dit nou baie kry uit sê wat hier so staan? Hier staan, dis duiwelse geloof daai. Dis hoe die duiwels glo. Hulle weet daar is net een God. Hulle weet hy beheer alles. Hulle weet hy's daar. Hulle is dan nog bang daarvoor. Baie van ons is nie eens meer bang nie. Ons het al die kennis, maar dit kom nie by ons harte en ons dade uit nie. En dis scary. En dis my lewensdroom, dat ons mense sal kry, net om te glo nie, iets soos te glo nie, kognitiewe te weet nie, dan moet cerebrale funksies wees, wat weet, ek kan op hierdie hoë platform staan, en ek kan afspring, en het gaan veilig wees daaronder, dis fine, dis reg, maar jy sal dit moet gaan doen. So 'n maand of 2 terug het ons gaan ziplining doen daar iewers in Natal, en daar is hierdie laaste ene wat almal noem ekstreem, en ek weet nie wat se bangmaak stories hulle doen nie. Annelie het hoogtevrees. So sy's doodbenoud, ons almal gaan sê, ons gaan dit doen. En sy moet maar net saam gaan. Maar ek kan sien, my vrou kry swaar. So ek laat die 2 ander eers gaan, en toe sê ek vir Annelie, is nou jou beurt. Maar sy is bang. Nogal 'n spesiale skede waarin jy toegezip word, en hier vasgehaak word, en daar vasgehaak, dink op 3 plekke. Maar hulle sê, dalk nie sy nie, maar met 'n persoon soos ek, se gewig, kry 'n mens maklik 150, 160 km/h, voordat hy begin uitsmooth. Ek het dit nie vir Annelie voor dit gesê nie. Maar sy is so veertjie lig, sy sal net by 100 km uitkom. Maar sy is doodbenoud. En jy moet so half op jou hurke sit daai, en ek het gesien my vrou se knieë bewe so. Maar sy het geweet dit gaan werk. Sy het gedoen, hè? Sy is daar af. 120 km/h. Mees ekstreem in Suid-Afrika. Dis wat geloof is om dit te doen. Het help nie net jy sê dit nie. O ja, ek was daar gewees, ek het 'n foto geneem saam met die. Nee, dit help niks nie. Jy het dit nie gedoen nie. Geloof is om iets te gaan doen in hierdie wêreld. Ek en jy het geleenthede by verskriklik baie. Kom ons gaan vat ons geloof en ons gaan wys dit vir die wêreld. Gaan dit maklik wees? Natuurlik nie. Mense gaan vir ons dink jy's gek man. Hoe kan jy blindelings glo dat God vir jou sal sorg? OK, ja, goed, dis waar. So kom ons gaan maar terug na ons eie voorveronderstellings toe. Ons by eie bankstaat gaan vertrou op en my eie gesondheidstaat en my eie ouens, sodra ons dit doen, is ons niks anders dan as hierdie duiwels nie. Ons weet God sal, maar Here, ek trust U nie goed genoeg om daai R50 te vat nie. Ek kies om dit myself nog by my eie op my eie te kan handle. Pity on us. Ons mis so baie. Die derde ene is 'n dinamiese geloof. Dis mag ons nie 'n dooie geloof of 'n distorted, ek wil amper sê duiwelse geloof hê nie. Maar mag ons 'n dinamiese geloof hê. Kom ek lees vir julle wat staan daarson. Jou dwaas. Ek hou van Jakobus se manier om in sy gemeente te praat. Hy moet seker maar baie close gewees aan hulle. Ek het laasweek vir julle gesê hy was Jesus se boetie gewees. So hy was een van 4 boeties. 4 ander boeties van Jesus. Ons weet van 5 dat hulle 5 was. Hy is in die gemeente in Jerusalem. Laasweek sê vir hulle, ouens, julle moet bly wees, want ons kry swaar. Die gemeente kan nie dit verstaan en sê, hoe kan dit wees dat ons moet bly wees, nogal baie bly moet wees, omdat ons swaar kry. En nou sê vir hulle, jou dommie,
Ek sal dit vir julle sê nie. Wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê Abraham het aan God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Geloof vra baie keer vir ons die mees domste ding om te doen. Abraham moet sy seun op die altaar gaan neersit. Dis net sy seun, dis sy enigste seun. Onthou sy geskiedenis, hy kon nie sy vrou swanger maak nie. Dit kon nie gebeur nie. En God het gesê dit gaan gebeur. En hy lag vir God en Sarah lag vir God. En hulle koggel God en sê maar come on, it's not possible. En eventually word klein Isakie gebore. Dis sy promise, sy belofte wat God vir hom gegee het, dat hy hierso op, ek weet nie, 16, 17 jaar oud moet opgee, moet doodmaak. En toe hy hom wil doodmaak, sê God, okay, ek sien jou geloof. Ek sien dat jy bereid is om my ten volle te vertrou. En ek en jy? Ek sien die oorlog is wild aan die gang in die wêreld. Of dit Rusland, Oekraïne is, of dit Israel en Palestina is, of Israel en Iran is, maar die ouens skiet mekaar en met al wat 'n oorlogsmeganisme is hulle besig om mekaar te vermoor, te verbrysel. Ek is tog so dankbaar dat ons in Suid-Afrika woon, waar ons in 'n vry land woon, waar ons vry ons Christendom kan beleef, waar ons vry kan beweeg, redelik vry, behalwe 6:00 die aand, of na 6:00 die aand. Waar ons op 'n Sondag in 'n kerk by mekaar kan kom en sê, maar ek wil vir mense gaan vertel wat geloof vir hulle kan beteken en wat 'n verskil in die wêreld kan gemaak. Want in ander lande is dit nie moontlik nie, maar ons kan dit vry doen. Ek het tog al gewonder of die feit dat ons vry ons geloof kan beoefen, ons is so 'n bietjie lui maak om ons geloof te beoefen nie. So 'n bietjie as te gemaklik ervaar nie. Is die feit ons redelik gemaklik deur die lewe gaan, nie vir ons 'n hindernis om ons geloof ten volle, volledig uit te leef nie. En ek wil nie bid dat ons met swaar kry nie. Waarvoor ek wil bid is, dat ons nie dooie geloof sal hê nie. Of verwronge geloof nie. Maar 'n dinamiese geloof. Miskien moet ons vir mekaar gaan sê, weet jy wat, ek gaan hier uit, en in my kop het ek nou 'n konsep, 'n konstruk, wat ek vir myself gemaak het, 'n prentjie, van wat ek gaan doen hierdie week. Ek gaan hierdie week, alles net hierdie een vers leer. Geloof sonder dade is dood. Of dalk wil ek sommer die hele Jakobus gaan deurlees. Of dalk in die volgende maand, wil ek begin om die hele Nuwe Testament deur te lees. Of ek wil iemand se tuin gaan bewerk. Nie gras net help nie, is winter, so moenie daai ding doen, dit gaan nie werk nie. Of net sê maar, ek gaan 'n item in my huis verkoop, wat ek nie gebruik nie, en daai geld gaan ek vir iemand gee wat iewers iets nodig het. Of ek gaan sommer net weer elke dag vir 10 minute lank stil raak saam met die Here. Maar jy sal dit moet bedink en bedoel en bedoen. Anders is dit dood. Here, ons neem 'n doelbewuste keuse dat ons U wil dien, dat ons 'n verskil wil gaan maak in hierdie wêreld. Geloof mag nie net vir ons 'n ding wees in jou kop is, 'n persoonlike dingetjie wat ek in my hartjie voel nie. Dit moet 'n ding wees wat gaan uitgeleef word na buitekant toe.
Here, gebruik ons om in hierdie wêreld 'n verskil te gaan maak. Aktiveer ons geloof, of laat ons geloof aktiveer, sodat vir 'n wêreld wat U nodig het, sigbaar sal word. Nie die groot klok gehang moet word nie, nie advertensie tyd, ligtyd daarvoor moet kry nie, maar soms op 'n stil manier, hier en daar, net help. Het ons so lief. Amen. When the whole world feels crazy, like it's ripping at the seams, and the lies keep growing louder, with chaos threatening. When the weight upon my shoulders is too much for my soul, would you help me to remember those words from long ago? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. When I look into the mirror and all that I can see is a million imperfections just staring back at me. When I feel like I'm abandoned, all alone and left behind, help me know you'll never leave me, 'cause I am yours and you are mine. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. He loves me. This I know. And when this life is over, all the tears are gonna end, and I'll cross over the river. I'll sing it once. Yes, Jesus. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Mag ons geloof hande en voete kry, knieë en ore en oë en harte, wat 'n verskil in hierdie wêreld maak. Amen.